Goeiedag, ek vertrou dat dit goed gaan met elkeen van u. Vanaf die staanspoor wil ek dit graag duidelik maak, dat ons geensins verklaar dat ons kalendermodel die enigste een is wat korrek is en al die ander is verkeerd nie. Dit bly 'n aanhoudende leerproses en veranderinge word altyd aangebring soos dit ons kennis oor hierdie onderwerp vermeerder. Elke opregte soeker na die waarheid poog vanuit die hart om gehoorsaam te wees aan ons hemelse Vader se instruksies. En dit is die kernpunt wat saak maak. Hy sien daardie hart wat probeer. Dus veroordeel en verstoot ons nie ander broers en susters wat van ons kalenderoortuiging mag verskil nie. Nietemin is my persoonlike strewe altyd om so naby as moontlik aan die waarheid te kom, insluitende die kalender, en daardie navorsings en bevindinge deel ek dan graag met ander, soos wat ek nou in hierdie videoreeks gaan doen. In hierdie reeks is daar onder andere ook gebruik gemaak van en voortgebou op ander kenners se navorsings rakende hierdie onderwerp, en is hierdie reeks van die kalender in sy geheel nie ten volle net my eie werk nie. Hou in gedagte dat die besprekinge en inligting rakende die eweninge of die equinoxes spesifiek van toepassing is in hierdie reeks op die noordelike halfrond en meer spesifiek die beloofde land van Israel reg deur hierdie studie. Die hemel en aarde kalender. Hierdie kalender gebruik die son om die dag of Yom in Hebreëus te bepaal. Die konjunksie maan om die maand of Chodesh te bepaal en die sterre in konjunksie met die son om die jaar of Shana te bepaal. Met 'n tweede ooreenstemmende getuie wat gevind word in die landboukundige teken van die Abib of Aviv. Alle hemelse horlosies word as doelbewustelik en gebruiklik oorweeg in ons Skepper se ontwerp met 'n landboukundige teken as 'n bykomende getuie. Ons glo ook dat Jerusalem tyd gebruik moet word om die begin van die maand en begin van die jaar te bepaal, nie omdat ons aardse Jerusalem vandag reken as om 'n verhewe posisie te beklee nie, maar weens die feit dat die vasgestelde tye, oftewel die Moedim en feestye, herdenkings is van ware gebeurtenisse. Pesach of Pascha was byvoorbeeld die tyd van ons meester se foltering of kruisiging in Jerusalem. Deur gebruik te maak van Jerusalem tyd vir die begin van die maand en in verband met die lente ewening om die jaar te begin, verseker dat ons die vasgestelde tye op dieselfde dae waarneem as die gesalfde een, die Messias en sy apostels, ongeveer 2000 jaar gelede. Hoe word die jaar bepaal? Tyd word aangewys en bepaal deur die hemelliggame. Die skrif verklaar duidelik dat ons tyd bepaal deur die hemelliggame in die hemelruim. Genesis 1 vers 14 verklaar, en Elohim het gesê, laat daar ligte wees aan die hemelruim van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as tekens, sowel vir vasgestelde tye, oftewel Moedim, asook vir dae, sowel as jare. Psalm 104 vers 19. Hy het die maan gemaak vir die vaste tye of Moedim. Die son ken sy tyd om onder te gaan. Tot dusver sien ons dat die kalender 'n son-maan-sterre kalender is, wat daaruit bestaan dat die son heers oor die dag. Wanneer dit son onder is, begin ons 'n volgende nuwe dag. Die maan heers oor die maand,
Wanneer dit sy volle omloop voltooi het en weer herstel met konjunksie, oftewel donkermaan, begin die nuwe maand. En 'n konjunksie van die son en die sterre heers oor die jaar. Die son was in plek gestel om die horlosie vir die dag of Yom te wees. Die maan was in plek gestel om die horlosie vir maande of Chodesh te wees. En dan het ons die sterre. Indien waargeneem word deur die jaar, verskuif die sterrekonstellasies geleidelik na wes deur die jaar. Die sterre volg 'n patroon wat vir 1 sonjaar duur, en dan herhaal dit. Dus heet die sterre die meganisme vir die bepaling van 'n jaar. Die volgende vraag volg eenvoudig daardie besef. Hoe gebruik ons daardie patroon van die sterre om nie alleenlik die jaar te bepaal nie, maar wanneer dit begin? Die sterre, wat die sikliese patroon van 'n jaar demonstreer, is minderwaardig of kleiner as die maan en son, waarvan laasgenoemdes bepalende faktore is vir die bepaling van maande en dae onderskeidelik. Ons glo, gebaseer op die Exodus 34 vers 22 mandaat, dat die skriftuurlike nuwe jaar bepaal word deur die nuwe maan naaste aan die lente-ewening. Watter verklaring of indikasie gee die skrif oor die nuwe jaar? In Exodus 12 gee Majesteit Yahweh vir Moses as volg instruksie. Exodus 12 vers 2. Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. In konteks weet ons dat dit in of naby lente was, maar hoe moes Moses die eerste maand in toekomstige jare afbaken? Hoe moes hy weet wanneer lente begin het? Moes hy die nuwe jaar baseer op plantegroei, byvoorbeeld gars, of moes hy na die hemele kyk? Genesis bevat die antwoord. Genesis 1 vers 14. En Elohim het gesê, laat daar ligte wees aan die hemelruim van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as tekens sowel vir vasgestelde tye, as ook vir dae, sowel as jare. Genesis 1 vers 14 verklaar dit in eenvoudige taal, dat die hemelliggame sal dien vir tekens, sowel as vir vasgestelde tye, as ook vir dae, sowel as jare. Daar is geen melding van plantegroei in hierdie teksvers nie. Nêrens in Genesis 1 vers 14 verklaar die skrif dat die begin van die jaar deur gars ondersoek bepaal word nie. Deur voor te stel dat die nuwe jaar afhang van die rypheid van gars, terwyl die skrif onbetwisbaar verklaar dat die hemelliggame die jare moet bepaal, is om by die Almagtige se woord te voeg. Deuteronomium 4 vers 2 vermaan ons, julle mag by die woord wat ek julle beveel niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van Yahweh, julle Elohim, mag onderhou wat ek julle beveel. Deuteronomium 12 vers 32 bevestig dit. Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou. U mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie. En verder verklaar Spreuke 30 vers 5 tot 6. Elke woord van Eloah is gelouter. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy van u nie rekenskap vorder en u as 'n leienaar openbaar word nie. Terwyl gewilde tradisie leer dat die rypheid van Palestynse gars die baken vir die nuwe jaar is, kan hierdie voorstelling egter nie deur een gedeelte in die skrif ondersteun word nie. Nou dat ons met sekerheid vasgestel het
dat die hemelliggame die jare moet bepaal, kom die vraag na vore: wat is dit wat in die hemele plaasvind wat ons laat weet dat winter verby is en dat 'n nuwe jaar kan begin? 'n baie belangrike leidraad word gevind in Eksodus 34 vers 22. Die fees van die weke moet u ook hou, die fees van die eerstelinge van die koringoes en die fees van die insameling by of na die wisseling van die jaar. En daardie woord vir wisseling van die jaar is Strongs se Hebreëse woord nommer 8622. Kom ons bestudeer die Hebreëse woord vertaal as wisseling van die jaar. En ons sien dit is tekufa, beteken coming round, circuit of time or space, a turning or circuit. Dit is volgens die Brown Driver Briggs Hebrew Dictionary. Terwyl dit nie onmiddellik blyk van die vertaling van tekufa as wisseling van die jaar nie, verwys laasgenoemde na die herfsewening in die middel van die jaar. Dit word bevestig deur die feit dat die fees van insameling, oftewel Sukkot, plaasvind in die herfs, in die 7de maand volgens Levitikus 23 vers 34, in die middel van die jaar, nie teen die einde van die jaar nie. Die Encyclopedia Judaica stem ooreen met hierdie interpretasie en ek quoteer: As stated, the 4 seasons in the Jewish year are called tekufot, plural of tekufa. More accurately, it is the beginning of each of the 4 seasons. According to the common view, the mean beginning, that is named tekufa, literally circuit, from tekufa related to go round. The tekufa of Nisan denoting the mean sun at the vernal equinoctial point, that of Tammuz denoting it at the summer solstitial point, that of Tishri at the autumnal equinoctial point, and that of Tevet at the winter solstitial point. Tekufa beteken ook 'n revolusie van die son. Dit gebeur 2 maal per jaar. Eerstens, wanneer die son oor die ewenaar beweeg vanaf die suidelike halfrond na die noordelike halfrond in die lente, dit is om en by 20 tot 23 Maart, en tweedens, wanneer dit weer terug beweeg na die ander kant van die aarde vanaf die noordelike halfrond na die suidelike halfrond, en dit is ongeveer 20 tot 23 September in die herfs. Tot dusver het ons die volgende vasgestel. Die fees van insameling of Sukkot draai om die herfsoes in die 7de maand volgens Levitikus 23 vers 34. Die fees van insameling word geassosieer met die herfsewening in die middel van die jaar. Gebaseer op die bostaande inligting sover, is dit net logies om tot die gevolgtrekking te kom dat die begin van die jaar dan verbind is met die lenteewening, wat ongeveer 6 maande voor en na die herfsewening plaasvind. Indien die herfsfeeste verbind is met die herfsewening in die middel van die jaar, dan moet die lentefeeste uiteraard verbind wees met die lenteewening in die begin van die jaar. Dit is baie belangrik om hier te let dat die fees van insameling of Sukkot direk geassosieer word met die herfsewening. Daarom, om die skriftuurlike mandaat te vervul, moet die fees van insameling op of naby die herfsewening gehou word. Is dit in ooreenstemming met die bepaling van die nuwe jaar deur die eerste nuwe maan na die lenteewening? Nee, nie altyd nie. Somtyds, wanneer hierdie metode van berekening, naamlik die eerste nuwe maan na die lenteewening gebruik word, sal die fees van insameling of Sukkot op of baie naby die herfsewening gehou word.
Somtyds sal die fees van insameling egter tot en met 5 weke na die herfsewening val, indien hierdie metode gebruik was. Is dit in ooreenstemming met die bepaling van die nuwe jaar deur die nuwe maan die naaste aan die lente-ewening? Ja, altyd. Wanneer hierdie metode gebruik word, sal die fees van insameling of Sukkot altyd op of naby die herfsewening val. Die vroegste wat die fees sal val in sommige jare is ongeveer 7 tot 10 dae voor die herfsewening. Die laatste wat die fees sal val is ongeveer 3 weke na die herfsewening. Ons het nie 'n enkele geval gevind waar die fees 'n volle 3 weke na die ewening geval het wanneer hierdie metode gebruik word nie. Gevolgtrekking: die enigste definitiewe ankerpunt wat gegee word in die skrif om die behoorlike metode vir die berekening van die nuwe jaar te bepaal, is die herfsewening. Eksodus 34 vers 22 verklaar dat die fees van insameling in die 7de maand gehou word by die Tekufa of die wisseling van die jaar, wat in konteks die herfsewening is. Dit is nie moontlik om konsekwent hierdie mandaat te hou wanneer die nuwe jaar bereken word deur die eerste nuwe maan na die lente-ewening nie. Indien ons egter die nuwe jaar bepaal deur die nuwe maan naaste aan die lente-ewening, sal die skriftuurlike mandaat konsekwent nagekom word. Wat vertel eerste eeuse geskiedkundiges ons oor die nuwe jaar? Philo, 'n Hellenistiese Judeese filosoof wat voor, tydens en na ons verlosser se aardse bediening geleef het verskeie van die besonderhede gedokumenteer met betrekking tot die skriftuurlike kalendasie in die eerste eeu. In die onderstaande aanhalings bevestig Philo dat die fees van ongesuurde brood verbind is met die lente-ewening en dat die fees van insameling verbind is met die herfsewening. Ek haal aan. At the first season which name he gives to the springtime and its equinox, he ordained that what is called the Feast of Unleavened Bread should be kept for 7 days, all of which he declared should be honored equally in the ritual assigned to them. For he ordered 10 sacrifices to be offered each day as at the new moons, whole burnt offerings amounting to 70 in all apart from the sin offerings. He considered, that is, that the 7 days of the feast bore the same relation to the equinox, which falls in the 7th month, as the new moon does to the month. En dit is Philo Special Laws 1, Colson's translation. Let wel, Philo verklaar hier dat die herfsewening voorkom in die 7de maand, net soos die skrif aandui. Eksodus 34 vers 22. Ons haal verder aan. To 7 he gives the chief feasts prolonged for many days. 2 feasts, that is, for the 2 equinoxes, each lasting 7 days. The first in the spring to celebrate the ripeness of the sown crops, the second in the autumn for the ingathering of all the tree fruits. Ons haal verder aan. For it was the general festival of the Jews at the time of the autumnal equinox, during which it is the custom of the Jews to live in tents. Let wel, hierdie aanhaling verwys na die fees van insameling of Sukkot, waarin die Israeliete in hutte sou woon vir 7 dae, sien Levitikus 23 vers 39 tot 42. Flavius Josephus, 'n eerste eeuse Romaans-Judeese geleerde, werp selfs meer lig op die onderwerp deur ons begrip vanuit 'n ander hoek te bevestig.
Josephus lewer kommentaar op die posisie van die son in verband met die sterre teen die tyd van die Pasga, en ek haal aan, in the month of Xanthicus, which is by us called Nisan, and is the beginning of our year, on the 14th day of the lunar month, when the sun is in Aries, for in this month it was that we were delivered from bondage under the Egyptians. The law ordained that we should every year slay that sacrifice, which I before told you we killed when we came out of Egypt, and which was called the Passover. Voordat ons kommentaar lewer op hierdie interessante aanhaling deur Josephus, is dit noodsaaklik dat ons die volgende verstaan. Die hemelse ewenaar in verband met die sterre is nie dieselfde wat dit was in Josephus se dae nie. In die 1ste eeu het die lente-ewening plaasgevind, net soos die son in die konstellasie van Aries of die ram in beweeg het. Vandag is dit egter nie meer die geval nie, aangesien die ewening voorkom in die konstellasie van Pisces. So dit is die jaar 31 na Mashiach, oftewel van die algemene era. Let op dat Aries in die onmiddellike baan van die son is na die ewening. Ons kyk na die volgende voorstelling. Dit is die ewening in die jaar 2021 van die algemene era. Let op dat Aries vandag nie meer in die son se onmiddellike baan is na die ewening nie. Alhoewel ons nie dieselfde konstellasie vandag kan gebruik wat hulle in die 1ste eeu gebruik het om die begin van die jaar te bepaal nie, kan ons met 'n redelike mate van sekerheid bepaal hoe die nuwe jaar bereken was in verband met die ewening. Kom ons kyk weer na Josephus se aanhaling. In the month of Xanthicus, which is by us called Nisan, and is the beginning of our year, on the 14th day of the lunar month, when the sun is in Aries, for in this month it was that we were delivered from bondage under the Egyptians. The law ordained that we should every year slay that sacrifice which I before told you we killed when we came out of Egypt, and which was called the Passover. Hierin verklaar Josephus eenvoudig dat die Pasga waargeneem was wanneer die son in die konstellasie van Aries was. Is Josephus se getuienis konsekwent met gereelde berekening van die eerste nuwe maan na die lente-ewening as die begin van die jaar? Nee. Indien in die 1ste eeu hulle vereis het dat die eerste nuwe maan na die lente-ewening altyd die begin van die jaar was, sou Pesach somtyds waargeneem word wanneer die son in die konstellasie van Taurus heel verby die konstellasie van Aries was. Somtyds sou hierdie metode Pesach in Aries geplaas het, somtyds sou dit nie. Ons wil egter konsekwent wees. Kyk na die volgende figuur. Dit is weer die jaar 31 van die algemene era. Berekening van die eerste nuwe maan na die lente-ewening as die begin van die jaar sou die Pasga, oftewel die 14de dag van die maanmaand, in die konstellasie van Taurus plaas, ver verby Aries. Dit stem dus nie ooreen met Josephus se getuienis dat die son in Aries moet wees nie, en dit is nou in die 1ste eeu, op Pesach-tyd nie. Let wel, die deurskynende bol onmiddellik onder die son in die skermskoot hierbo is nie die maan nie. Dit is die son skyn soos nageboots word deur die sterrekunde sagte ware. Is Josephus se getuienis konsekwent met die berekening van die nuwe jaar deur die nuwe maan die naaste aan die lente-ewening? Ja. Indien in die 1ste eeu die nuwe maan naaste aan die lente-ewening bereken was
as die begin van die jaar, sou die Pesach konsekwent geval het in nabye ligging met Aries. Die gebruik van hierdie metode sou veel meer konsekwent wees met die getuienis van Josefus. Let op die volgende figuur, die jaar 31 van die algemene era. Berekening van die naaste nuwe maan aan die lente-ewening sou die Pasga, dit is die 14de dag van die maanmaand, in die konstellasie van Aries plaas, in ooreenstemming met Josefus se getuienis. Kom ons bestudeer nou 'n merkwaardige gedeelte vanuit Eusebius se ekklesiastiese geskiedenis. Eusebius was 'n Romeinse geskiedkundige wat geleef het vanaf omtrent 260 van die algemene era tot 340 van die algemene era. In die volgende gedeelte haal hy aan vanuit die kanonne van Anatolius rakende die Paschale of Pesachfees, en ek haal aan. And this is not an opinion of our own, but it was known to the Jews of old, even before Christ, and was carefully observed by them. This may be learned from what is said by Philo, Josephus, and Mausius, and not only by them, but also by those yet more ancient, the two Agathobuli, surnamed Masters, and the famous Aristobulus, who was chosen among the 70 interpreters of the sacred and divine Hebrew scriptures by Ptolemy Philadelphus and his father, who also dedicated his exegetical books on the law of Moses to the same kings. These writers, explaining questions in regard to the Exodus, say that all alike should sacrifice the Passover offerings after the vernal equinox in the middle of the first month. But this occurs while the sun is passing through the first segment of the solar, or as some of them have styled it, the zodiacal circle. Aristobulus adds that it is necessary for the feast of the Passover that not only the sun should pass through the equinoctial segment, but the moon also. For as there are two equinoctial segments, the vernal and the autumnal, directly opposite each other, and as the day of the Passover was appointed on the 14th of the month, beginning with the evening, the moon will hold a position diametrically opposite the sun, as may be seen in full moons, and the sun will be in the segment of the vernal equinox, and of necessity the moon in that of the autumnal equinox. Vanuit die laasgenoemde aanhaling kan ons die volgende aflei. Die Pasga kan nie voor die ewening val nie. En ek haal weer aan. All alike should sacrifice the Passover offerings after the vernal equinox in the middle of the first month. Die volmaan moet na die ewening voorkom. Aristobulus adds that it is necessary for the feast of the Passover that not only the sun should pass through the equinoctial segment, but the moon also. For as there are two equinoctial segments, the vernal and the autumnal, directly opposite each other, and as the day of the Passover was appointed on the 14th of the month, beginning with the evening, the moon will hold a position diametrically opposite the sun, as may be seen in full moons, and the sun will be in the segment of the vernal equinox, and of necessity the moon in that of the autumnal equinox. Op die oog af mag hierdie lyk na twee heeltemal nuwe kriteria, maar nadere bestudering van hierdie aanhalings openbaar dat dit eintlik 'n meer presiese manier was om te verklaar wat ons al reeds geleer het tot op hierdie punt, naamlik dat dit die nuwe maan naaste aan die lente-ewening is wat die jaar begin. Die primêre fokus hier moet op die volmaan wees wat onverbiddelik gekoppel is aan die Pasga en die fees van ongesuurde brood.
Die volmaan is die steunpunt van die maanmaand. Dit merk die middel van die maansiklus en nie die begin van die maansiklus, soos wat sommiges deesdae glo en verkondig nie. Indien die volmaan, dit is die middel van die maansiklus, selfs kort voor die lente-ewening val, dan sal die volgende nuwe maan eintlik die naaste aan die ewening wees. Ek herhaal dit weer. Indien die volmaan, dit is die middel van die maansiklus, selfs kort voor die lente-ewening val, dan sal die volgende nuwe maan eintlik die naaste aan die ewening wees. Dit is nie so eenvoudig as om net die getal dae te tel tussen elke nuwe maandag en die ewening nie. Want dae is nie noodwendig 'n presiese aanwyser van die middel van die maansiklus nie. Dit wil sê dat die ware middel van die maanmaand, byvoorbeeld die volmaan, nie altyd saamval met die 14de dag van die maand nie op die Hebreëse kalender. Dit val ook nie altyd saam met die 15de van die maand nie. In werklikheid is daar seldsame geleenthede wanneer die maan nie 100% vol sal word tot die 16de dag van die maanmaand nie. Nou met dit gesê, sal ons soms fouteer indien ons eenvoudig die getal dae tel tussen elke nuwe maandag en die ewening. Die ware toets lê daarin om seker te maak dat beide Pesach, dit is die 14de dag van die maanmaand, en die volmaan val na die ewening. Onderstaande is 'n illustrasie van presies waarna Aristobulus verwys het en ek haal aan. Aristobulus adds that it is necessary for the feast of the Passover that not only the sun should pass through the equinoctial segment, but the moon also. For as there are two equinoctial segments, the vernal and the autumnal, directly opposite each other, and as the day of the Passover was appointed on the 14th of the month, beginning with the evening, the moon will hold a position diametrically opposite the sun, as may be seen in full moons, and the sun will be in the segment of the vernal equinox, and of necessity the moon in that of the autumnal equinox. Kyk na die volgende illustrasie. Dit is 'n illustrasie van wat plaasvind teen die eerste volmaan na die lente-ewening. Die groen sirkel verteenwoordig die antikloksgewyse baan van die son en maan. Let op dat beide die son en maan die hemelse ewenaar gekruis het, voorgestel deur die rooi lyn, en is diametries teenoorgesteld van mekaar by die ewewigspunte, die son by die lente-ewening en die maan by die herfsewening, presies soos beskryf was deur Aristobulus volgens Eusebius. Dit is mees merkwaardig, indien ons die nuwe jaar bepaal deur die nuwe maan naaste aan die lente-ewening, wat, indien korrek geïnterpreteer word, die Pasga en die volmaan sal plaas na die ewening, sal ons in harmonie wees met die kalendasie besonderhede soos gedokumenteer was deur Eusebius. Dit is opmerklik hier dat Aristobulus se verklaring aangaande die noodsaaklikheid van die lente-ewening wat die volmaan van die eerste maand voorafgaan, min sin sou maak indien die nuwe maan na die ewening altyd die jaar moes begin. Want as die nuwe maan na die lente-ewening altyd die jaar begin het, sou die volmaan van die eerste maand van nature weke na die ewening val. Die feit dat Aristobulus gedink het dit is nodig om op hierdie kriteria kommentaar te lewer, stel voor dat die volmaan van die eerste maand somtyds naby die lente-ewening sou val. Let wel, benewens dit om konsekwent te wees met Eusebius se kommentaar oor skriftuurlike kalendasie beginsels, is dit ook baie logies om te verseker dat Pasga altyd val na die lente-ewening,
omdat dit sal waarborg dat alleenlik een Pasga waargeneem word binne elke sonjaar, lente-ewening tot lente-ewening. Is die geskiedkundige rekord in ooreenstemming met die berekening van die nuwe jaar deur die eerste nuwe maan na die lente-ewening? Kyk na die figuur, dit is die eerste nuwe maan na die lente-ewening. Nee, berekening van die nuwe jaar deur die eerste nuwe maan na die lente-ewening sal somtyds die fees van insameling of Sukkot ver verby die herfsewening plaas, wat nie in harmonie met Philo se getuienis of die skrif is nie. Dit sal somtyds toelaat dat die herfsewening in die 6de maand voorkom, wat nie in harmonie is met Philo se getuienis of die skrif nie. Dit sou somtyds die son plaas in die konstellasie van Taurus, ver verby die konstellasie van Aries, teen die tyd van die Pasga in die 1ste eeu, wat nie in harmonie is met Josefus se getuienis nie. Kyk na hierdie figuur. Berekening van die nuwe jaar deur die eerste nuwe maan na die lente-ewening sal somtyds die fees van Sukkot ver verby die herfsewening plaas, wat nie in harmonie met Philo se getuienis of die skrif is nie. Is die geskiedkundige rekord in ooreenstemming met die berekening van die nuwe jaar deur die nuwe maan naaste aan die lente-ewening? Ja, berekening van die nuwe jaar deur die eerste nuwe maan naaste aan die lente-ewening, wat indien korrek geïnterpreteer word, altyd die volmaan en die Pesach sal plaas na die ewening, is konsekwent met die getuienis van Philo, Josefus en Eusebius. Gevolgtrekking: die getuienis van vroeëre geskiedkundiges dui aan dat dit die nuwe maan naaste aan die lente-ewening was wat die nuwe jaar begin het, wat, indien korrek geïnterpreteer word, altyd die volmaan en die Pasga na die ewening sal plaas. 'n Mens kan nie harmonie handhaaf met die getuienisse van Philo en Josefus terwyl 'n mens voldoen aan die eerste nuwe maan na die lente-ewening metodiek vir die berekening van die nuwe jaar nie. Die skrif dui aan dat die son, maan en sterre gebruik moet word vir tydwaarneming, volgens Genesis 1 vers 14 tot 16. Wanneer die berekening van die nuwe jaar gedoen word deur die gebruik van die eerste nuwe maan na die lente-ewening, word al drie in berekening geneem, naamlik die son, maan en sterre? Nee. Josefus se getuienis van hoe die sterre, byvoorbeeld die konstellasie van Aries, saamgeval het met Pesach in die 1ste eeu, moet verontagsaam word ten einde vas te hou aan hierdie metode van berekening. Wanneer die nuwe jaar bereken word deur die nuwe maan naaste aan die lente-ewening, word al drie in ag geneem, naamlik die son, die maan en die sterre. Ja, hierdie metode is in harmonie met Josefus se getuienis van hoe die sterre, byvoorbeeld die konstellasie van Aries, saamgeval het met Pesach in die 1ste eeu. Let wel, alhoewel die progressie van die son deur die hemelse ewenaar verander het in verband met die sterre sedert die dae van Josefus, kan ons steeds die sterre in 'n sekere sin gebruik om die begin van die jaar te bevestig. Hoewel die hemelliggame se beweginge oor die millennia mag verander, bly die instruksies vir die berekening van die kalender onveranderd in die skrif. Terwyl dit op 'n seldsame geleentheid moontlik mag wees vir die son om die konstellasie van Aries te bereik teen Pesach-tyd, sal die son meestal in die konstellasie van Pisces wees wanneer die lente-ewening plaasvind,
en in die konstellasie van Virgo wanneer die herfsewening plaasvind. Gevolgtrekking. Berekening van die nuwe jaar deur die nuwe maan die naaste aan die lente-ewening is konsekwent met die skrif, omdat dit die geskiedkundige getuienis in ag neem, as ook in harmonie is met hoe die sterre, byvoorbeeld die konstellasie van Aries, saamgeval het met Pasga in die 1ste eeu. Volgens die metoniese siklus, dit is 'n periode van ongeveer 19 jaar, waarna die fases van die maan herhaal op dieselfde dag van die jaar, is daar 7 embolismiese jare. Dit is die periodes van 13 maanmaande of 384 dae elk, binne in 'n 19 jaar maansiklus. Word die metoniese siklus gemanifesteer wanneer die nuwe jaar deur die nuwe maan naaste aan die lente-ewening bereken word? Ja, dit is alleenlik bewys van ons Skepper se wonderlike ontwerp. Die vestiging van die metoniese siklus bewys nie enige spesifieke metode van berekening nie, maar dit is die moeite werd om te bestudeer, aangesien dit 'n aanduiding gee waar ons staan in die groot skema van embolismiese jare. Hier volg 'n voorbeeld van 'n metoniese siklus. Vraag: indien die nuwe maan naaste aan die lente-ewening die ware baken vir die nuwe jaar is, hoe kan ons vooruit weet watter nuwe maan die naaste sal wees? Hoe kon antieke Israel dit moontlik geweet het? Antwoord: daar is geen twyfel dat die getroue Israeliete heel vroegtydig moes weet wanneer die Pesach waargeneem moes word nie. In jare waarin die Pesach baie naby aan die lente-ewening geval het, byvoorbeeld die dag daarna, sou die Israeliete wat buite Jerusalem, veral diegene ver in diaspora of verstrooiing gewoon het, hul reistog moes begin, selfs voordat die lente-ewening plaasgevind het. Dit is nie duidelik op hierdie tydstip presies hoe die Israeliete in staat was om te bepaal wanneer die lente-ewening sou voorkom in verband met nuwe maane nie, sodat hulle met sekerheid die nuwe jaar kon verklaar. Een ding is egter seker, die eertydse Israeliete het 'n merkwaardige begrip van die hemele gehad. Ons vandag, met al die beskikbare tegnologie, kom waarskynlik net nader aan wat vir die gemiddelde Israeliet algemene kennis was. Ons hedendaagse onkunde is bewys van niks minder nie as die verlies van kennis wat ontstaan het as gevolg van rebellie en ongehoorsaamheid. Ons onvermoë om die meganismes van die hemele te verstaan, soos wat die mense van die ou tyd dit verstaan het, ontken geensins die oorweldigende bewyse nie dat dit die nuwe maan naaste aan die lente-ewening is wat die skriftuurlike nuwe jaar begin en nie die eerste nuwe maan na die lente-ewening nie. Ons is daarmee saam ook baie dankbaar vir geskiedkundige getuienisse wat ons help in hierdie verband. Miskien het hulle eenvoudig 180 dae getel vanaf die herfsewening om rofweg te bepaal waar die lente-ewening sou val en dan verder bereken het waar die nuwe maane sou val in verband daarmee. Byvoorbeeld, indien die herfsewening voorgekom het op die eerste dag van die fees van Tabernakels of Sukkot, die 15de dag van die 7de maand, dan kon hulle die volgende vergelyking uitgewerk het.
180 dae is gelyk aan geskatte aantal dae vanaf die herfsewening tot en met die lente-ewening. 180 dae minus 15 dae, die geskatte aantal dae wat oorbly in die 7de maand, is gelyk aan 165 dae wat oorbly tot en met die lente-ewening op nuwe maandag van die 8ste maand. 165 dae minus 29,5 geskatte aantal dae in 'n maand is gelyk aan 135,5 dae wat oorbly tot en met die lente-ewening op nuwe maandag van die 9de maand. 135,5 dae minus 29,5 geskatte aantal dae in 'n maand is gelyk aan 106 dae wat oorbly tot en met die lente-ewening op nuwe maandag van die 10de maand. 106 dae minus 29,5 geskatte aantal dae in 'n maand is gelyk aan 76,5 dae wat oorbly tot en met die lente-ewening op nuwe maandag van die 11de maand. 76,5 dae minus 29,5 geskatte aantal dae in 'n maand is gelyk aan 47 dae wat oorbly tot en met die lente-ewening op nuwe maandag van die 12de maand. 47 dae minus 29,5 geskatte aantal dae in 'n maand is gelyk aan 17,5 dae wat oorbly tot en met die lente-ewening op nuwe maandag van die volgende maand. Aangesien 17,5 dae aansienlik meer is as 14,77 wat omtrent die helfte van die aantal dae in 'n maand is, sal dit waarskynlik 'n 13de maand wees en die volgende nuwe maandag wat omtrent 12 dae na die lente-ewening sal val, sal die nuwe jaar begin. Let wel, wanneer die huidige posisie in die 19-jaar patroon of metoniese siklus vasgestel is met sekerheid, kan die aantal maande in toekomstige jare en gevolglik die eerste maand van elke jaar ver vooruit bekend wees. Deur die wiskunde op hierdie manier te doen, kan sekerlik nie rekenskap gee vir hulle vermoëns om akkuraat die begin van die jaar te bepaal wanneer die lente-ewening baie naby geval het aan die volmaan in die middel van die maand nie. Maar weereens was hulle kennis van die hemele onweerlegbaar beter as ons sin. Dit moet herhaal word dat ons onvermoë om die meganismes van die hemele te verstaan, soos die mense van die ou tyd dit verstaan het, geensins die oorweldigende bewyse ontken nie, dat dit die nuwe maan naaste aan die lente-ewening is wat die skriftuurlike jaar begin. Vraag. Philo verklaar dat die begin van die lente-ewening die eerste maand van die jaar is. Gee dit nie 'n aanduiding dat dit die nuwe maan na die lente-ewening is vir die jaar begin nie? Ek haal aan. Moses puts down the beginning of the vernal equinox as the first month of the year, attributing the chief honor not as some persons do to the periodical revolutions of the year in regard of time, but rather to the graces and beauties of nature which it has caused to shine upon men. Accordingly, in this month, about the 14th day of the month, when the orb of the moon is usually about to become full, the public universal feast of the Passover is celebrated. Antwoord. Met die eerste oogopslag kom dit voor asof Philo verklaar dat die eerste maand van die jaar begin met die lente-ewening. Philo kan egter nie hier verwys na maande nie. Die maansiklus gee geen aandag aan wanneer die ewening plaasvind nie en gevolglik lyn die nuwe maan nie konsekwent op met die lente-ewening nie.
Philo verwys oënskynlik hier na sonmaande en nie maanmaande nie. 'n Sonmaand word bepaal deur die son se ligging in die diereriem of zodiac. Die eerste sonmaand begin met die lente-ewening. In Philo se tyd was die eerste sonmaand in Aries gewees, soos gelet was deur Josephus, gevolg deur Taurus, Gemini ensovoorts. Die eerste sonmaand van elke sonjaar begin met die lente-ewening. Later in hierdie gedeelte gaan Philo verder deur te sê, in this month, about the 14th day of the month, the feast of the Passover is celebrated. Hier verwys Philo duidelik na die eerste maanmaand. Wanneer dit saam aanskou word, sien ons dat Philo herverklaar wat ons vroeër van Josephus geleer het, naamlik die Pasga, dit is die 14de dag van die eerste maanmaand op die Hebreëse kalender, was waargeneem in die eerste sonmaand wanneer die son in Aries was. Hierdie verklaring sê niks van die berekening van die nuwe jaar deur die eerste nuwe maan na die lente-ewening nie. Vraag of beswaar. Berekening van die nuwe jaar deur die nuwe maan naaste aan die lente-ewening sal nie genoeg tyd toelaat vir die gars om ryp of abib te word voor die dag van eerste vrugte nie. Antwoord: veel kan gesê word rakende hierdie punt, maar hoef eenvoudig net te gaan kyk wat die skrif verklaar oor Aviv of Abib en die eerste vrugte offer. Ons kyk na Eksodus 9 vers 31 en die vlas en die gars was weggeslaan want die gars was in die aar en die vlas in die knop. In Eksodus 9 vers 31 is dit deur Moses aangeteken dat die gars en die vlas naby volwasse groeistadium was toe dit met die plaag van haal vernietig was. Hierdeur weet ons dat dit lentetyd of naby lentetyd was. Eksodus 13 vers 4. Vandag trek julle uit in die maand Aviv. Eksodus 23 vers 15. Die fees van die ongesuurde brode moet u hou. 7 dae lank moet u ongesuurde brode eet soos ek u beveel het op die bepaalde tyd in die maand Aviv, want daarin het u uit Mitsraim uitgetrek, maar hulle mag nie met leë hande voor my aangesig verskyn nie. Eksodus 34 vers 18. Die fees van die ongesuurde brode moet u hou. 7 dae lank moet u ongesuurde brode eet soos ek u beveel het, op die bepaalde tyd in die maand Aviv, want in die maand Aviv het u uit Mitsraim uitgetrek. Levitikus 2 vers 14. En as u aan Jahwe 'n spysoffer van eerstelinge bring, moet u as spysoffer van u eerstelinge bring groen are, Aviv, wat oor die vuur gebraai is, gebreekte korrels van vars graan. Deuteronomium 16 vers 1. Onderhou die maand Aviv en hou Pesach vir Jahwe u Elohim, want in die maand Aviv het Jahwe u Elohim u in die nag uit Mitsraim uitgelei. Volgens die Brown Driver Briggs Hebrew Dictionary beteken Aviv eenvoudig fresh young barley ears, barley, month of ear, forming of greening of crop, of growing green Abib, month of Exodus and Passover. The root of Abib is Strong's H3, which means freshness, fresh, green shoots or greenery. Aviv beteken nie ryp nie. Dit beteken eenvoudig jong of groen are. Dit is werklik die kernpunt van die saak. Toe Moses die Aviv stand van die gars aangeteken het, Eksodus 9 vers 31, het hy eenvoudig verklaar dat die barley opgekom het, die gars. Dit was groen en besig om te groei.
Dit is waarom dit vernietig was, terwyl die koring en die rog wat nog nie opgekom het nie vernietig was nie. Eksodus 9 vers 32. Wanneer die skrif verwys na die maand van Aviv, verwys dit eenvoudig na die maand waarin die gewasse volwasse begin word. Die tweede belangrike punt wat ons moet aanspreek is Majesteit Jahwe se instruksies rakende die eerste vrugte offer. Levitikus 23 vers 9 tot 14. En Jahwe het met Moshe gepraat en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: As julle in die land kom wat ek julle gee en sy opbrengsoes, moet julle die eerstelings gerf van julle oes na die priester bring, en hy moet die gerf voor die aangesig van Jahwe beweeg, sodat julle aanvaarbaar kan wees. Die dag na die Shabbat moet die priester dit beweeg. Julle moet ook op die dag as julle die gerf beweeg, 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer aan Jahwe berei en die spysoffer wat daarby behoort, 2/10 van 'n eva fynmeel met olie gemeng as vuuroffer aan Jahwe. 'n lieflike geur en daarby die drankoffer van wyn, 'n kwart hin. En julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot daardie selfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle Elohim bring. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. Eenvoudig gestel, is daar geen melding hier van volwasse gars nie. Die opdrag is eenvoudig om 'n gerf van eerste vrugte na die priester te bring om te beweeg op die vasgestelde dag en nie van die oes te eet totdat laasgenoemde eers gedoen was nie. In werklikheid is die algemene debat van gars versus ewening regtig onnodig, want op die ou einde vir alle praktiese doeleindes stem hulle net met geweld met mekaar ooreen. Uiteindelik lewer beide presies dieselfde resultaat. Die son en sterre lewer lente. Lente lewer Aviv. Lente lewer die lentefeeste. Soos ons reeds geleer het dusver, het ons tot die gevolgtrekking gekom dat die lentefees altyd na die lente-ewening moet val, omdat die lentefeeste, dit is ongesuurde brode, altyd in die lente moet wees. Hier is nog 'n probleem indien ons forceer dat die eerste dag van die nuwe maan na die lente-ewening moet val. Het sy 'n mens glo in die sigbare waarneming van 'n sekelmaan of konjunksie om die maand mee te begin, sal die probleem dieselfde bly. Onthou, die Aviv-gars moet gevind word binne die grense van die eerste maand, oftewel 1 maand siklus. Eksodus 13 vers 4, 23 vers 15, 34 vers 18 en Deuteronomium 16 vers 1. Indien die garsoes tot 'n einde kom in die laaste week van April, van die vroegste dat gars ryp word na die Aviv is 2 weke, beteken dit dat die laaste oomblik van enige moontlike Aviv in Israel kan voorkom rondom 9 April tot 16 April. Let nou mooi op, die laaste dan wat 'n maandsiklus die begin van 'n nuwe maand kan begin na die lente-ewening, is ongeveer 13 of 14 April. Indien die laaste oomblik van Aviv in Israel voorkom op 9 April en die eerste dag van die eerste maand voorkom op die 13de April, dan het die eerste maand van die jaar net uitgemis op Aviv, want Aviv was die maand tevore. Indien die reël behels dat die eerste dag van die eerste maand voorkom op so 'n manier om toe te laat dat die lentefees voorkom met die eerste geleentheid om in die lente te wees, bedoelende so na as moontlik na die lente-ewening plaasgevind het, dan sal die probleem nooit plaasvind dat dit te vroeg of te laat is vir Aviv nie. Dit is die enigste metode waarin die Aviv-gars as die aardse teken of getuie
en die son, maan en sterre as die hemelse tekens of getuies altyd 100% sal ooreenstem met mekaar, soos ons ook vroeër geleer het. Die aardse teken van Aviv en die hemelse teken van die ewening sal altyd met mekaar ooreenstem, soos 'n volmaakte horlosie. Bepeins die volgende vir 'n oomblik. Deur die eerste dag van die eerste maand van die Hebreëse kalender te laat val, naby die tweede week van April, vir eerste vrugte, sal baie laat in die gars oesseisoen wees. Die oes begin gewoonlik teen die einde van Maart of begin van April. Dus, ter slotsom, is diegene wie se fokus sentreer op die Aviv-gars om die eerste maand van die jaar te bepaal, nie verkeerd in enige kapasiteit nie. Hulle fokus egter eenvoudig op die mindere teken, naamlik die landboukundige aardse teken. Die hemelse teken sal presies dieselfde resultaat oplewer, aangesien die hemelse tekens ooreenstem met die aardse tekens. Indien daar geen ewening voorkom in die eerste maand wat u hou nie, dan is dit eenvoudig nie dieselfde eerste of sewende maand waarvan Philo en Josephus getuig het nie, en is u 'n maand laat met al u maande en vasgestelde tye. Die begin van die jaar word bepaal deur die son en sterre, sowel as die Aviv. Die maand wat dus die eerste geleentheid bied vir die 15de dag van die Hebreëse maand, dit is die eerste dag van ongesuurde brood, om te val op of na die lente-ewening, verdien om die eerste maand van die nuwe jaar te wees. Ek herhaal dit weer. Die maand wat dus die eerste geleentheid bied vir die 15de dag van die Hebreëse maand, dit is die eerste dag van ongesuurde brood, om te val op of na die lente-ewening, verdien om die eerste maand van die nuwe jaar te wees. Die sterre wys die eerste maand van die jaar aan en kan ook die 7de maand van die jaar aanwys. Die Aviv moet ook in die eerste maand van die jaar gevind word. Die sterre en gars, of hemel en aarde, sal met mekaar ooreenstem. Die konjunksie, om metaforiese taal te gebruik vir 'n oomblik, wanneer die maan afsterwe en weer gebore word, bedui die wedergeboorte van die maand. Die son vestig die Hebreëse nag of donkerte en dag, dit is die lig, of tussen sononders, wat die konjunksie huisves. Ek sê dit weer, die son vestig die Hebreëse nag en dag, wat die konjunksie huisves. Die sigbare waarneming van die sekel van die nuwe maan is 'n bevestiging dat die maan weergebore was en dat die konjunksie wel plaasgevind het, maar dit beïnvloed of bepaal nie die begin van die maand nie. Die middel vir die vestiging van die Moed of vasgestelde tyd in die begin was die son, maan en sterre in daardie orde van groter na kleiner. Deur hierdie benadering te gebruik, sal die kleiner dog geldige landboukundige teken, die Aviv of rypgeworde gars, altyd ooreenstem met die groter getuienisse van die son, maan en sterre, aangesien die aarde onder al hierdie laasgenoemde is. Die Aviv of rypgeworde gars is 'n resultaat van lente en nie 'n oorsaak van lente nie. In deel 2 gaan ons kyk wat is 'n nuwe maan volgens die skrif. Dankie vir die saamkyk. Hierdie video is gratis aflaaibaar en mag met vrymoedigheid gedeel word aan mede-volksgenote op die verskeie beskikbare sosiale media platforms. Geseënde dag vir elkeen. Vrede.